Stop. Weet jy hoeveel mense elke dag in vrees lewe vir misdaad rondom hulle? Bendes, geweld, onwettige mynbou, jy sien dit. Jy voel dit. Maar daar is iets wat jy kan doen wat groter is as enige misdaad. Vandag kan ons saam opstaan en bid, Elise. Inderdaad, Rolf. President Ramaphosa het op 12 Februarie 2026 sy jaarlikse State of the Nation adres gelewer. 'n Sleutelpunt was die aankondiging dat die weermag saam met die polisie in Gauteng en Wes-Kaap ontplooi sal word om bendegeweld en onwettige mynbouaktiwiteite te bekamp. Misdaad en georganiseerde bendes is een van die grootste bedreigings wat ons samelewing en ekonomie inhou. Die regering fokus ook op die herstel van waterinfrastruktuur en ander basiese dienste wat lewens raak. So Liesel, wat is die geestelike refleksie en toepassing vir ons? Psalm 46 vers 1 sê, Abba Vader is ons toevlug en sterkte, altyd teenwoordig in nood. Ons kan vertrou dat ons Vader die beskerming en wysheid bring wat ons nodig het in ons land. Jou hart, jou gebed kan die hart van jou gemeenskap en die land aanraak. En wanneer ons bid vir vrede, vir veiligheid, werk ons saam met Abba Vader se hand om verandering te bring in ons land. So, kom ons bid daaroor, dat dit nie net woorde sal wees nie, maar dat ons sal oorgaan in aksie. So kom ons staan saam in gebed in Suid-Afrika. Vader, beskerm ons gemeenskappe, gee wysheid aan leiers en om reg te doen in alle omstandighede. Bring vrede, stabiliteit en integriteit in ons land. Herstel vertroue en staatinstellings en help ons om saam te werk vir 'n veilige land. Vader, ons wil nie kritiseer nie. Ons bring hierdie situasie ook vandag na u voete toe. In Jesus se naam. Amen. As jy saam gebid het, deel hierdie boodskap gerus met iemand anders wat dit ook nodig het. Saam kan ons 'n land wees wat staan in gebed en vertrou op Abba Vader se verandering vir ons.